Goeiemôre geliefdes. In Matteus 22 vers 37 tot 39 leer die Here Jesus: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste gebod. Die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Met hierdie woorde som die Here Jesus die hele wet op. Jy moet lief hê. Elkeen van God se gebooie sê, jy moet lief hê. Eers vir God, dan jou naaste. Liefde vir God is die allesbepalende faktor in my lewe. Alles wat ek dink, doen en sê, word beheers deur dit wat in my hart leef. En daarom is die vraag, leef my daar liefde vir God in my hart? Die eerste vraag wat ons dus moet antwoord is, hoe lief het ek die Here? Ons moet hierdie vraag reg verstaan. My hele lewe, my gedagtes, my woorde, my dade, is 'n uitdrukking van my liefde vir die Here. Die mate waarin ek die wet van die Here gehoorsaam of nie gehoorsaam nie, is 'n bewys van my liefde vir die Here. Daarom sê Jesus in Johannes 14 vers 15, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Verstaan nie? As iemand sê, ek hoef nie of het nie lus om kerk toe te gaan nie, dan sê dit iets van sy liefde vir die Here. As iemand nie 'n dankoffer gee nie, sê dit iets van sy liefde vir die Here. As jy weier om te vergewe en vrede te maak, weier om te buig voor die waarheid van die skrif, dan sê dit iets van jou liefde vir die Here. As ek die Here regtig lief het, van harte lief het, met my hele hart, my hele siel en met al my kragte lief het, dan dwing dit my op my knieë neer. Dan kan ek nie anders as om gehoorsaam te leef nie. Geliefde, as jy die Here regtig lief het, as jou liefde vir hom die allesbepalende faktor in jou lewe is, sal almal dit sien. Almal sal sien dat jou lewe oorloop van liefde vir die Here. In die tweede plek sê die Here Jesus dat jou liefde vir God nou sigbaar word in jou liefde teenoor jou naaste. Dit beteken, die wyse waarop jy teenoor mense optree, is 'n openbaarmaking van jou liefde vir die Here. Hoor dit weer, die wyse waarop jy teenoor mense optree, is 'n openbaarmaking van jou liefde vir die Here. Jou optrede teenoor ander is die venster waardeur ons kan inkyk om te sien hoe lief jy die Here werklik het. Jou optrede teenoor ander gee 'n kykie in jou hart. Wil jy dus weet hoe jou liefde vir die Here werklik lyk? Wil jy weet of jy die Here werklik lief het? Dan gaan kyk jy na jou optrede teenoor ander mense. Hoe tree ek op saam met die mense met wie ek in besigheid is? Die mense wat saam met my werk? Die mense met wie ek verskil oor sake? Seker die grootste toets, hoe tree ek op teenoor my huismense? Hoe klink die woorde wat my man, my vrou, my kinders, my ouers uit my mond hoor? Is dit deurdronge met die liefde van Christus? Jy sien, as die Here Jesus ons leer wat liefde beteken, dan leer hy ons dat ons liefde vir God in ons liefde vir ons naaste sigbaar moet word. Omdat dit soms gebeur dat ons liefde vir die Here so abstrakt kan voel. Omdat ons die Here nie kan sien nie en daarom soms sukkel om te verstaan hoe ons liefde aan hom moet bewys, gee die Here vir ons 'n adres waar ons liefde aan hom konkreet kan bewys. En die adres is die mense wat elke dag jou pad kruis. Die moeilikste is natuurlik jou eie straatadres. Wie in sy of haar eie huis waarlik die liefde van die Here kan uitleef, kan dit elke dag oral doen. Daarom, liewe broeder, liewe suster, hoe lyk jou liefde vir die Here? Is jou liefde vir hom die allesbepalende faktor in jou lewe? Sal die mense rondom jou dit beleef? Sal hulle eerstehands elke dag beleef hoe dat jou liefde vir die Here jou optrede beheers, sodat Christelike liefde teenoor hulle uitgeleef word? Dan het jy hom waarlik lief. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en Vader,
Ons loof en ons prys U vir U liefde vir ons. Ons loof U dat U in U liefde vir ons U seun gegee het. Help ons, Here, dat ons liefde vir U sigbaar word in ons liefde teenoor ander. Amen.